Ek glo in die Vader, Hy is die een wat die berge gemaak het. Hy is die een wat my gemaak het. Ek glo in die Vader, Hy is die een wat die sterre gemaak het. Hy is die een wat my gemaak het. En ek ruik hom, en ek proe hom, en ek sien hom, en ek voel hom, en ek hoor hom, in die berge, in die echo's van die sterre, in die aandwind, in die mensdom, in riviere, en valleie, in myself, en in jou, verby klere en kulture. Is die een wat my gemaak het. En ek glo in die Vader, Hy is die een wat my gemaak het. Hy is die een wat jou gemaak het. Ek weet een ding. God is lief vir ons. Christus Jesus, ons Here, het dit vir ons gewys. Daar is niks wat God se liefde kan wegvat van ons nie. Nie die dood nie. Niks wat lewe nie. Nie engele nie. Niemand en niks wat oor die wêreld wil regeer nie. Niks wat nou daar is nie. Niks wat later daar sal wees nie. Niks wat sterker as mense is nie. Niks bo kan die aarde en niks onder die aarde nie. Niks en niemand nie. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe is dit dan moontlik, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?" Die engel het haar geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees en hy sal die seun van God genoem word. Kyk,
Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger. Want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan.
Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, en die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal daar wat die Here vir haar gesê het. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag, aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uit mekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verlig. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe.
daarmee? Ons bedoel dat ons wagtend is in die sin van dat ons is aktief besig om nou te kyk na waar ons die koninkryk van die Here nou raak sien. Waar sien ons nou die tekens van God se liefde, die tekens van God se vreugde, die vrede, die blydskap, die hoop wat in God se koninkryk is. Dit vra dat ons ook met onderskeiding leef en vir die Heilige Gees vra, maak my sensitief vir waar die Here saam met my 'n pad stap. En dit beteken dat ons met verwagting uitsien na dit wat God kom nuut maak. Nou al gedeeltelik en eendag volkome, sodat ons kan leef in die hoop wat God vir ons gee. En daarom vra ek graag vir Cecilia om vir ons die kers van hoop te kom aansteek. Die eerste van ons adventskerse. Wanneer ons die kers van hoop aansteek, dan onthou ons, jy kan hom aansteek, ons onthou, ons hoop nie op onsself of op ons eie vermoëns nie. Ons hoop op God. Ons hoop op God, 'n God wat so groot en almagtig is, wat op enige manier kon deel wees van die mensdom, wat ek dink eintlik die volle reg gehad het om te sê, nee dankie, kyk hoe mors julle alles op. Ek dink God het die volle reg gehad om te kon sê, hiermee wil ek nie betrokke wees nie. Maar waarin God gryp in. God is God van skepping van hemel en aarde. God het medelee. God is betrokke en teenwoordig. En daarom is dit eintlik so kragtig dat die engel aan Maria sê, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Moenie bang wees nie, liewe medegelowiges, want God bewys genade ook aan jou en hoop. En daarom kan ons ook hier met ons hande oopkom en ons kan sê, Here, hier is ek is tot die beskikking van U. Ek is U diensknegt, ek is U diensmeisie. Laat met my gebeur wat U gesê het. Here, hier is ek. Net soos wat ek is, met al my tekortkominge, want ek weet, ek vertrou nie op my eie vermoëns nie, ek vertrou op U. U is my hoop, U is my herder, ek kom niks kort nie. U is die God wat hierdie ongelooflike dinge doen. Neem my lewe, laat dit deur U gewy wees, meer en meer. Mag my oog op U gerig wees. Mag ek op U fokus. Mag my hart gevestig wees in U genade, want U, Here, is die God in wie ek glo. Amen. Amen.
sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wil maak, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verpleeg. Terwyl hy dit 'n gedagte gehad het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Wie die Stirn
aangevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Die eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur van die provinsie Syria was. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
Hy het die priesterhoofde en die skrifgeleerders van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toegestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het, oor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die hoofvelde gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: kom ons gaan reg op Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel van wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en die lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Maar is dit weer die tyd van die jaar waar almal fees vier, waar Jesus verjaar. Kom en laat ons Kersfees na, heilige naam, liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Kersfeestyd, reg oor die wêreld, laat alle lief vir elke mens skyn. Kersfeestyd, reg oor die land.
They say stars shine above, but this year I want it to be us. Just like the lights on the trees, there's a light shining in you and me. En het gaat nooit weg van jou af nie. I heard a tale going around. I listened closely, listened to the sound. My mother said it's as it should be. Keep on searching till I find the light in me. And it never goes away from me. Yeah, it never goes away from me. Luister, die engelen sing, daar is licht, wat vrede naar die aarde brengt. Daar is licht, wat vrede naar die aarde brengt. Met een stem in die hemelen geskree, met een stem in die hemelen. Luister, die engelen sing, daar is licht, wat vrede naar die aarde brengt. Daar is licht, wat vrede naar die aarde brengt.
Mag die liefde van God die Vader en die genade van ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in ons lewens altyd sigbaar wees en bly vir nou en tot in alle ewigheid. Amen.